Baie welkom en elkeen, pastoor het julle alreeds verwelkom. Verwelkom elke media lid. Ons is bly julle gaan hierdie diens saam met ons geniet, soos gewoonlik. Ek weet nou ek moet nou is my beurt vir hulle terug vanoggend. En ek soek nou maar iets om oor te gesels, om bietjie die moed op te tel, om bietjie positiwiteit in die mense in te bring. En weer eens het ek al 'n dingetjie by mekaar gehad en gisteraan 12:00 toe lê ek nog 'n bietjie rondrol want ek kon nie slaap nie. My vrou wil nie met my praat nie. Die honde wil slaap en ja. En toe verander alles sommer weer ewe skielik. Ek het in die week het ek vir broer Gabriel gou 'n ding gestuur en hy sê vir my dit is mooi. Ek moet eintlik daaroor gepraat het. En soos die Gees lei, het daai boodskap omgekom en ek gaan in elk geval 'n stukkie daaroor praat. Soos ons weet is die nuwe jaar, as ons so 'n lekker ryk vat, kan ons nog die nuwigheid van die nuwe jaar ryk. So vars as ons. En ek weet Desember is mamma gesê, weet jy wat, Januarie moet ons weer terugkom, ons moet bietjie gesondheid inkry en alles. So die groen slaaitjies het begin 1 Januarie, daai bokkos het begin en dit loop mooi. Want papa sê vir, joh, mamma, ek sien, man, ek is agter jou, motiveer jou, daar's hy. Ja, dit gaan goed man, dit lyk mooi. Jy begin sommer nou al, die shape kom. Papa is 1 Januarie terug, gym toe. Nou sy motivering is bietjie anders. Hy het eers te gaan kyk vir die manie wat daai ou wat die ampoules verkoop en die pilletjies. Want sy motivering vat bietjie langer. Nou soos elkeen maar motivering het ons motivering, al jou kinders van God, en dit is God die Vader. En ek gaan net so 'n klein getuienis gee. En laas jaar was 'n rowwe jaar. Dit was regtig 'n rowwe jaar. Daar het tye gekom waar dit gevoel het daai bootjie van ons die kant hy's op sy sy, hy gaan. En dan kom ons weer terug, want die anker is in die water. En dan kom ons weer terug. En ek dink Oktober maand het ons ook so 'n geleentheid gehad om bietjie te praat. Toe sê ek, daar's dinge aan die gebeur. En watch the space. En soos die jaar aangegaan het dit bietjie moeiliker en moeiliker geraak. En elke keer het ons 'n woord gekry. Dan is my vrou moedeloos en sy is, dan sê sy, die volgende oggend sy het die woord gekry, die Here sê, wees stil, alles is onder beheer. En dan gaan dit weer lekker, want dan, so 3 dae, dan is ek weer daaronder. En dan kry jy weer die woord, wees stil, die dinge kom. En hier staan ek, en dis hoekom ek sê, ons motivering is Jesus Christus. Want voor einde 2025, toe maak haar deure oop. Ons stap daai deur in. Ons stap die deur in. En toe daai voete in die deur sit, toe maak die volgende deur al oop. So, ek gaan gou 'n stukkie lees, en dit is hoekom ek sê, jou motivering is God die Vader. Die belangrike. 2 Korintiërs 4 vers 16. Ons gee nooit moed op nie. Ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Nee, dan byt ons eers vas. Want God is die hele tyd by ons. Hy maak ons elke dag van binne af nuut. So kom op by punt. Elkeen van ons gaan dit moet doen. Kom op by punt van jy daai nuutheid van binne af wil hê. Dis wanneer God in gaan tree. En ons gaan verander.